as ons vat, veral die Ou Testament, was nooit eintlik geskryf vir my en vir jou nie. Dis wat mense nie altyd besef nie, selfs met die evangelies, was nie geskryf aan my en aan jou nie, was geskryf aan Israel. Maar, dis, as jy gelees in die boek van Galasiërs, dis waar die Here gesê het, dat ons word geseën saam met die gelowige Abraham. Want aan Abraham was beloftes toegesê en aan Jesus. Galasiërs 3. En in Jesus word al die mense van elke volk, taal, stam en nasie geseën. En elke belofte, dan sê vir ons in Korintiërs, sê ook vir ons hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, dit is ja en amen in Christus Jesus. Alleenlik deur wat hy gedoen het aan die kruis, nie deur wat ons gedoen het nie. Ons dink baie keer ons kan God se arm draai. Ons dink baie male ons kan ons seëninge verdien. Ons dink baie keer hierdie mentaliteit. En weet jy, dit is iets wat en ek wil gaan sommer daaroor praat. Ons dink baie keer ons kan God se seëning koop. En dit is glad nie hoe God werk nie. God seën ons, ongeag, weet jy wat is vir my, iets wat vir my nogal na die dag, hoor ek hierdie boodskap, vertel 'n man dit, en dit het my nogal bietjie laat dink. Kyk, baie male gebeur dit, die man vertel, en dit het al met my baie gebeur, en ek kon myself nogal insien in hierdie ou se posisie. Baie male gebeur het waar iemand gekom het wat op straat staan, en hulle vra byvoorbeeld vir jou, hy kom nie, hy sê, die man vertel, hy sê, die man kom om toe, hy vra vir hom vir $1. Dis 'n Amerikaanse ou gewees. En hy dink toe, hy sê toe vir die ou, nee, ek gaan nie vir jou geld gee nie, ek sal vir jou iets koop, wat jy ook al wil hê, kies vir jou, dan sal ek vir jou koop, maar ek gaan nie vir die geld gee nie. En die man sê, nee, maar ek wil regtig, ek wil $1 hê. En hy sê vir hom, maar ek gaan nie vir die geld gee, ek sal vir jou enigiets koop wat jy wil hê, ek gaan nie vir die geld gee nie. En as jy ek nie, dan sit reg, maar ek wil actually die geld gehad het. En hy draai my stap weg en hy stap na 'n ander boemelaar toe. En hy vra vir 'n boemelaar, het jy vir my $1? En daai boemelaar haal $1 uit en gee vir hom. En hy sê, onmiddellik te tref het hom, hy kom na hom toe en hy vra vir hom vir $1 en hy wil nie vir hom gee nie, en 'n ander boemelaar gee vir hom $1. En hy besef op daai stadium, maar hoeveel keer het die Here hom al geseën? Want hy wil nie vir hom gegee het, omdat hy bang is hy gaan dit verkeerd gebruik. En ons word dit ook geleer, selfs op Bybelkollege het hulle my dit geleer, en het ons het geleer. Vir die ouens wat op straat staan, jy moet nie vir hulle geld gee, want jy hou hom in sy sonde. Jy weet, geef hom eerder dit wat hy nodig het, whatever, maar, hoeveel keer het die Here ons al geseën? En ons het daai geld gemisbruik. Ons het goed gekoop, hoeveel keer het jy al jou geld op sonde gemors? Kyk hoe maklik is ons veroordelend. Dis waar Jesus sê, al eers die balk uit jou eie oog uit, voordat jy die splinter uit jou broer se oog wil uithaal. Jy sien, God seën ons ongeag. God seën ons sonder dat ons dit verdien. As ons eerlik moet wees, wie van ons verdien om geseën te wees? Wie van ons verdien enige iets van die Here af? Ons kan nie. En dit is die ding wat ek dink die mensdom mis van alles. Ons is so afhanklik van genade. Ek en jy is afhanklik van God se genade. Want God laat dit reën oor die slegtes en die goeies. God gee, want hoekom?
Want die beloftes is ja en amen in Christus. Ek dink die mense besef wat die kruis regtig beteken nie. En wat vir my eintlik so hartseer is dat die mense die mentaliteit het om goed van God te demand. I decree en I declare. En ek eis en ek claim. Ek dink wie is die mens om iets te wil claim? Om iets te wil eis? Hier die moderne kerkewêreld en die moderne siening in die wêreld en veral in die kerk en onder kinders van die Here, veral onder hierdie prosperity preachers. Name it and claim it. So Jesus het aan 'n kruis gesterf sodat jy kan name it en claim it. Terwyl ons ondankbaar is wat ons het. Weet jy wat? Die mens het hierdie mentaliteit van alles, hoe kan ek sê, gaan opwaarts. Alles gaan beter en alles gaan dit goed gaan en alles gaan dit en ek kan dit en almal het hierdie mentaliteit van Christendom. Dit moet net met my goed gaan, dit moet net met my geseënd gaan, dit moet nie, en as dit met my sleg gaan, is dit die duiwel, en as dit nou met my verkeerd gaan, is dit nou die duiwel, as daar iets gebeur, is dit die duiwel, en as dinge nou nie uitwerk so wat ek wil hê nie, is dit nou die duiwel, en dit is, want God wil my net seën. Die waarheid is, ja, God seën ons. Maar die waarheid, die realiteit van die lewe, is dat ek en jy in hierdie lewe is, en ons verdien niks. Naak het ons in die wêreld ingekom, en naak sal ons hier uitgaan. Die feit dat jy kan asemhaal in die oggend, dat jy kan opstaan, is al klaar genade van die Here. Die feit dat jy het wat jy het, is genade van die Here. En ons fokus so op dit wat 'n mens verloor, en op dit wat 'n mens nie kry nie. Op die einde van die dag, wat doen die mens? Die mens plaas homself op 'n plek waar hy homself hoër ag. Waar hy wil gelykstel met God. Dis presies wat die duiwel gedoen het. Dis presies hoekom Lucifer geval het. Hy wou hom gelykstel aan God. Hy wou homself toeëien wat hy gevoel het hy verdien. En kom ons wees eerlik, ons as mens voel baie male dat ons verdien beter. Terwyl die waarheid is, ons verdien nie eintlik beter. Weet jy wat verdien die mens? Die dood. Die mens verdien die verderf. Dis wat die mensdom verdien. Maar daar word geteach, en ek het dit al gehoor uit predikers se mond, en dan dink ek myself, regtig, you are little gods. Waarmee is die mens besig? Alle seëninge is ja en amen in Christus Jesus. Omdat hy brutaal gesterf het aan 'n kruis, wil ek vir jou sê, het hy dit moontlik gemaak dat God se genade oor my en oor jou kan skyn. God het aan my en jou genade gegee, alleenlik deur wat Christus aan die kruis gedoen het.
God het geen rede gehad om enigstens iets met die mensdom eers na die sondeval enigiets mee te doen te gehad het nie. Maar dit was God se plan, God se wil, God se begeerte nog voor die skepping van die wêreld. Dat jy met hom in verhouding moet staan, dat jy met hom in 'n ewigheid kan leef, saam met hom. Ons bid in Onse Vader, en Jesus bid dit. Here, Vader, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Hoor wat hy sê, Vader, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Wat doen die mens? Here, laat my wil geskied. Laat my wil geskied op hierdie aarde. Dis hoekom baie Christene vandag kragteloos is in hulle geloofslewe. Want hulle het 'n verkeerde mentaliteit oor God. As God hulle nie hoor nie, as God hulle nie vir hulle gee nie, as God nie vir hulle deure oopmaak nie, dan is hy nie meer lief vir my nie, dan gee hy nie om oor my nie, dan wil hy niks met my te doen nie, dan hoor hy my nie. En dis 'n totale verkeerde mentaliteit van wie God is. Jesus het nie aan 'n kruis gesterf sodat jy net prosperity, health, wealth en happiness kan hê nie. Hy het aan 'n kruis gesterf sodat jy as 'n sondaar mens wat die hel verdien, verwyderd van God af, nie hoef daarop te eindig nie. Dat jy in 'n ewigheid kan wees in totale afhanklikheid van God en saam met hom leef en hy, dit is my so interessant as ek kyk na Israel se geskiedenis ook. Die grootste fout wat hulle gemaak het, was om te sê ons wil 'n koning hê. En die Here het hulle gewaarsku. En waar het hulle konings hulle opgeëindig? Waar het hulle konings hulle gebring? In afgodediens. Weg van God af. Naas Dawid was daar nie een van hulle wat by die Here gebly het nie. Dis eintlik, en wat doen die mens vandag? Wil homself 'n koning maak. Wil nie God as die koning hê nie. Dis hoekom Jesus ook gesê het, in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Jy weet, maak God eers die koning van jou lewe. Submit onder sy koningskap. Hy sorg vir julle, hy kyk na julle. Weet jy, ons meet God se liefde vir ons aan hoeveel ons het, hoeveel ons ontvang, hoeveel ons, en dis 'n totale wanpersepsie. Ons mis God wie hy regtig is. Die grootste seëning wat ek en jy ooit kon ontvang, was wat Jesus gedoen het aan die kruis. Was dat hy daar op Golgotha sy lewe gegee het. Dat hy daai graf uitgekom het. Wat as Jesus nie gesterf het nie? Jy het jouself al daai vraag afgevra. Wat as Jesus nie gesterf het nie? Hoeveel sou jy verdien het van God af? Ons dink baie male ons kan God se seëning koop.
God soek jou hart. God soek jou hart. Ek wil eintlik sê, jou gee beteken niks as jou hart nie by God is nie. Jou offers beteken niks as jou hart nie by God is nie. God het 'n blymoedige gewer lief. Iemand wat hom lief het. Iemand wat, as hy iets vir die Here doen, wat dit doen met 'n blymoedige hart. Here, omdat ek U lief het. Nie omdat 'n wet bepaal hoe ek dit bedoen, wat ek bedoen, hoeveel ek, wat. En weet jy, ons het hierdie mentaliteit. Omdat ek dit gedoen het, dan moet die Here nou so maak. Een tyd, ek het amper my TV-stuk ingegooi. Sien ek vir Benny Hinn, en ek gaan hom by die naam noem, want dit was openlik. Staan hy daar voor 'n groep mense. Nou preek hy daar, was op, ek dink dit was daai tyd, as ek reg onthou, was dit op TVN gewees. Nou, sê hy vir die mense daar so, nee, hy voel in sy hart. Die eerste 20 mense wat nou gaan uitkom om $1000 te gee, binne die volgende week, gaan die Here nou dit en dit en dit. Kan nie God se seëning koop nie. Ek en jy is alleenlik en ontvang alleenlik deur wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Deur God se genade aan ons. En dit wat jy vir die Here doen, is 'n refleksie van jou verhouding met hom. Dis nie 'n verwagting van, ek gaan dit doen en dan moet u dit doen. Dis nie hoe dit werk nie. God se seëning oor ons, as jy moet eerlik wees, hoeveel keer het die Here jou geseën, sonder dat jy dit verdien? En ons sien materialistiese goed as seëninge. Ek wonder hoeveel mense beskou dit as 'n seëning net om 'n kind van God genoem te word. Net om 'n disipel van Jesus genoem te word. Dit laat my net dink aan 'n gedeelte in die woord wat baie keer misgelees word. En wat baie mense miskyk. Maria Magdalena. Die woord van die Here sê vir ons, die Here het 7 duiwels uit uitgedryf. En in 'n gedeelte dan sê dan noem dit die Bybel dit pertinent, sê Maria Magdalena en dan van die vroue wat hom gevolg, wat Jesus gevolg, wat hom met hulle besittings gedien het. En dan kyk ons by die kruis, wie was daar gewees? Wie was vandat hy gevange geneem was, by die kruisiging, by alles, wie was daar gewees? Maria Magdalena. Met sy opstanding. Het sy geween, sy het hom gesoek, en toe hy nie daar was, het sy geween. Sy het hom gesoek. Aan wie het Jesus hom eers geopenbaar? Aan haar. Hoekom? Hoekom? Omdat sy hom met haar hart gedien het. Sy het haar hele lewe
nagelaat. Sy was 'n baie welgestelde vrou geweest. Mense het 'n totale verkeerde, mense dink sy was 'n prostituut. Nee, sy was nie. Sy kom van Magdala af, wat op daai stadium een van die grootste dorpe was om die see van Galilea, wat kommersieel, sy was 10 en 'n weduwee gewees. En sy het hom met haar hart gedien. Terwyl die ander hom verlaat het, was sy daar gewees. En dan weet Jesus hom geopenbaar heel eerste aan haar. Weet jy wanneer gaan Jesus homself van jou openbaar? Wanneer jy hom met jou hart dien. Nie net jou besittings nie, nie net wat jy het nie. Wanneer jy met jou hart dien, sal die res volg. Dit val van self in plek. Dis wanneer Jesus sal vind. Die vraag is net, baie mense vandag dien Jesus met hulle hart. Soek jy hom nog werklik? Is dit vir jou net 'n blessing om in sy teenwoordigheid te wees? Is dit vir jou net 'n seëning net om by sy voete te kan stil sit? Wanneer laas het jy net na die Here toe gegaan? Gesê, Here, ek wil net hier sit in die teenwoordigheid. Ek kom vir niks vra nie, ek kom vir niks. Ek wil net by U wees. Die aardse realiteit vir die meeste Christene vandag is dat al wanneer hulle met die Here praat, is wanneer hulle vir hom iets vra. Is dit werklik verhouding? As jy in 'n verhouding met iemand is en die hele tyd word dan net van jou gevra, is dit werklik liefde? Is dit werklik verhouding? Jy sien, Maria het hom met haar lewe gedien. Sy het hom lief gehad. Sy het hom gesoek, nie sy seëninge nie. En dit is interessant dat Jesus homself, toe hy opstaan uit die dood, hom nie dadelik aan haar geopenbaar het nie. Sy het geween by die graf. Petrus en Johannes het gaan kyk en sy het buite gestaan by die graf ingeloer en geween. En Jesus het daar verskyn en hy het vir gesê, waarom ween jy? En sy het gedink, dis die tuinier. En sy het en haar woorde aan hom was, meneer, sê net waar jy hom weggevat het, ek sal hom wegvat, ek sal hom vat. Sê net my waar het jy hom gevat? En wat vir my so mooi is, dat hy haar noem Maria. Antwoord sy hom, Rabbi. Toe sy haar naam hoor, en sy weet, daar is net een wat haar op daai manier genoem het. Die manier hoe hy haar genoem het, was nie net 'n naam nie. Sy het dadelik besef, dis Jesus wat met my hier praat. Want sy het die stem van die meester geken. Sy het sy stem herken. In haar droefheid, in haar alles, het sy hom gemis. Sy het nie dadelik agtergekom, dis hy nie. Maar toe hy by die naam noem, ken Jesus jou naam? Jy gaan sê, ja, obviously, want ek ken ons al, maar ek vra jou, ken hy jou so intiem, dat hy hom so aan jou sal openbaar? Snaaks genoeg, hy het hom later aan sy disippels geopenbaar. Maar op daai stadium, Maria,
gaan sê vir hulle, ek het opgestaan, hulle moet my in Galilea kry. Snaaks genoeg die Here stuur haar, gaan sê vir hulle. Wil jy Jesus sien? Ek praat van hom beleef. Vraag is, ken jy hom? Soek jy werklik na hom? Wie soek sal vind? Wie klop sal vooroop gemaak word? Hou op om net God se hand te wil dien. Dien sy hart. Dis wanneer hy gaan deurbreek. Dit is wanneer die deurbraak gaan kom. Dis wanneer jy gaan beleef die krag van die opstanding. Dis wanneer jy gaan beleef dat Jesus 'n werklikheid is. Dis wanneer jy gaan beleef dat die Here jou liefhet. Wanneer jy op jou naam noem. Maria. Rabbi. Meester. You see, hy was die meester in haar lewe. Hy was haar God. Hy was haar koning. Ek dink die mensdom vandag het in 'n plek gekom waar hulle hulle geestelike lewens kragteloos is. Hulle kan nie die krag van Jesus beleef nie. Hulle kan nie hulle verstaan, hulle leef nie die krag van die opstanding nie. Hulle mis die seëning van die Here in hulle lewe. Want hulle is gefokus op al die ander dinge in plaas van die hart van Jesus. Ken Jesus jou by die naam? Het jy al daai ontmoeting met hom gehad? Soos wat sy gehad, en weet jy waar gaan jy dit kry? In jou binnekamer. Dit is my so interessant. Ek sien oor die naweek ook 'n video van 'n moslim. Hy was deel van ISIS. En hy huil verskriklik terwyl hy sy getuienis vertel. En hy sê, dis hoe hy tot bekering gekom het. Is die eerste keer toe Jesus hom aangeraak het en vir hom gesê het, ek vergewe jou. En hy het nie geweet wat vergifnis beteken nie, want hulle word geleer in Islam dat hulle sal eers met die oordeelsdag verstaan wat vergifnis is. En hier kom Jesus en hy sê vir hom, ek hou niks teen jou nie, ek spreek jou vry, ek vergewe jou. En hy het hierdie ontmoeting met Jesus en Jesus roep hom by die naam. En hy vra vir hom, wie is hy? En hy sê vir hom, ek is Jesus. En dit het sy lewe radikaal verander. Soek jy nog na hom? Net soos Maria? Soek jy nog na hom? Volg jy hom? Dien jy hom? Jy sien, Maria se dien van Jesus was nie as gevolg van 'n godsdienstige rede nie. Hy was haar alles. Haar lewe het oor hom gegaan. Die vraag is net, hoe dien jy die Here?
Hoe sien jy Jesus? Hoe sien jy God? Is jou geestelike lewe ook kragteloos? Ook maar soos 'n riet wat waai in die wind. Eendag op, eendag af. Dan glo jy nie. Dan jy geloof, dan jy nie geloof nie. Het jy Jesus al ontmoet? Kyk, dit sal wonderlik wees om hom fisies so te ontmoet, maar dit is hoekom hy vir ons die Heilige Gees gegee het. Van die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van die Here is. Wanneer jy Jesus gevind het, wanneer jy hom ontmoeting met hom het, die Heilige Gees bring jou in daai koneksie met hom. Die Heilige Gees bring jou in sy teenwoordigheid in. En die Heilige Gees maak hom in jou lewe 'n werklikheid. Want dieselfde Gees wat in Jesus was, het hy uitgestort vir my en vir jou. Dieselfde Gees het hom uit die dode uit opgewek het. Dis powerful. Jy kan daarin wandel as jy Jesus gevind het. As jy werklik op soek na hom. Laat my net dink, as jy jou Bybel het, maak hom vir my oop daar so in die woord van die Here. In Lukas hoofstuk 15. Ons lees daarso vanaf vers 1. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. Dit is vir my baie interessant wat die heel eerste gedeelte sê, die heel eerste vers sê. Al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. Het jy al ooit bietjie vir jouself gedink, as ons kyk na sondaars in die wêreld en ons kyk na selfs ons eie lewe, hulle gaan nie uit hulle eie uit en gaan luister na die woord van die Here nie. Iemand wat vasgebind is in sy sonde, wat 'n sondige lewe leef, gaan nie uit sy eie uit en gaan luister net na die woord nie, gaan luister net na 'n prediker, gaan luister net na, gaan selfs om in die kerk toe of van. Maar kyk wat sê hy, so, al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. Hoekom het hulle na hom geluister? Wat was dit van Jesus wat anderste was? Wat hulle getrek het na hom toe? Wat? Vers 2, en die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat hy die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit dit met blydskap op sy skouers, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle, daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Nou ek wil eintlik vanmôre, nou met ons praat oor die regverdiges het bekering nie nodig nie. Dit is nou 'n vreemde ding vir Jesus om hier te sê. Dan gaan dit nou vir julle mooi verduidelik. So as ek vanmôre so 'n boodskap titel kan gee, regverdiges het bekering nie nodig nie. En dit is eintlik so 'n bietjie half sarkasties gesê. En ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom ek so sê.
Want ek gaan weer vers 7 lees. Ek sê vir julle daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdig is, wat die bekering nie nodig het nie. Of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam by bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. En hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels en hartlik gesoen, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel, en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe die seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Nou Jesus vertel hier 3 gelykenisse. En eintlik, as jy die konteks hiervan gaan kyk, wat het Jesus eintlik hier gedoen? Met wie het hy eintlik hier gepraat? Hy het met die fariseërs gepraat. En hy het 3 voorbeelde vir die fariseërs genoem. Want die heel eerste vers het gesê, die tollenaars en die sondaars het gekom. Hulle het die gewoonte gehad om na Jesus te luister. En toe die fariseërs en dit te sien, dis hulle, wie is hierdie man wat homself meng met die sondaars? Nou, wie was die fariseërs? Nou, eerstens, kom ons kyk eens na die skrifgeleerdes. Hy praat van skrifgeleerdes, in die Engels praat hy van scribes. Hy sê the scribes and the Pharisees. Nou, die scribes is eintlik 'n beter beskrywing vir wat hulle gedoen het, as 'n skrifgeleerde. Hulle was soos die skribas, hulle was gebruik, onthou daai tyd het hulle nie Canon printers gehad, en Epson printers, en computers, en Macs, en Windows, en sulke goed nie. Hulle moes alles met die hand oorskryf. So hulle was basies, die scribes en die skrifgeleerdes was basies die ouens wat geleerd was in die skrif, hoe om dokumente op te stel, hoe om wette te skrywe, hoe om, soos hulle die Bybelboeke met die hand te kopieer. Hulle was aangestel gewees om alles te notuleer en te skryf en te al die goeders. So, hulle was die skrywers van die wette en die belangrike dokumente. Ek wil eintlik basies sê amper so prokureur effek was hulle gewees. En hulle was die kopieerders van die woord. En die fariseërs, nou daar was jy die scribes gekry, dan het jy die fariseërs gekry en die sadduseërs. Nou ek gaan nie vandag oor die sadduseërs praat nie, maar die fariseërs was
basies 'n godsdienstige sekte van die Jode, as ek dit so kan noem. Hulle het geglo hulle is regverdig. Hulle het geglo as gevolg van hulle godsdienstige praktyke was hulle geregverdig en was hulle bo die stand van ander mense. Hulle het baie maklik mense veragtelik gevind. Hulle het baie male het hulle mense verag. Hulle het baie male mense neergesien op mense. En baie van hulle, nou die Fariseërs, die verskil tussen die Fariseërs en die Sadduseërs, die Fariseërs was meer uit die algemene publiek gewees, die middelklas mense gewees, die middelklas Jode gewees, waar jou Sadduseërs meer jou ryklas was en meer jou edels, hoe kan ek sê, jou royalties was en daai ouens was, né? Maar jou Fariseërs was baie gefokus op allerlei wette. Byvoorbeeld die Sadduseërs het net gebly by die Torah. Hulle het geen ander wette nagehang en sulke tipe goeders nie. Hulle was streng volgens die Torah, waar die Fariseërs was verskriklik gestel op verskillende wette. Hulle het nie net die Bybelse en die Mosaïtiese wette gevolg nie, maar hulle het ook self wette gemaak. En dis hoekom die scribes gewoonlik saam met die Fariseërs, die skrifgeleerdes saam met die Fariseërs gewerk het. Want die Fariseërs het gewoonlik ook wette gemaak wat nie noodwendig uit die Bybel uitkom nie, dis hulle eie wette, soos hulle reinigingswette en seker, hulle was verskriklik wetties, so hulle sou 'n wet gehad het vir alles. Ek wil basies sê die rabbiniese wette. Nou as ons vandag kyk, in vandag se tyd wil ek eintlik sê soos jou ortodokse Jode, is basies soos die Fariseërs. Hulle volg wette van rabbies, van mense. Dis hoekom Jesus byvoorbeeld gesê het van, dis oorleweringe van mense. Hulle het wette gemaak wat nie noodwendig Bybelse wette was nie. Soos byvoorbeeld, ek gaan net 'n simpel voorbeeld gee. As jy nou genies het, moet jy eers 3 keer gaan bad. Jy verstaan, sulke tipe goeders, anders is jy nou onheilig. Jy weet, sulke tipe goeders. Hulle was baie streng op wetsonderhouding en godsdienstige praktyke. Hulle was verskriklik gefokus op die tempeldiens, hulle was verskriklik gefokus op die praktyke van die godsdiens. Soos byvoorbeeld, hulle sal, as hulle gaan slaap het in die aand, 'n Fariseer, sou hy byvoorbeeld 'n metaal ding in sy hand gehad het met 'n skottel langs sy bed, 'n metaal skottel langs sy bed, as hy in die slaap raak, laat die metaal ding val en die skottel laat hy sy wakker word, sodat hy moet bid en hy moet, verstaan, hulle was verskriklik so. Hulle was baie streng op wetsonderhouding. En hulle het baie wette gemaak wat mense nie kon onderhou nie, wat eintlik moeilik was. Ek wil eintlik sê, hulle het 'n geweldige opressie op mense gesit, met al die goed wat mense moes onderhou en moes doen. En hulle was verskriklik gefokus op dit. En hulle sou tot wette maak wat vir die geringste ding wat sommer die dood sou verdien het. As jy gaan dink het, hoeveel keer het Jesus byvoorbeeld, hulle met Jesus koppe gestamp, né? En hulle was kenners op die wet van Moses, maar hulle het ook mondelingse wette gehad wat hulle oorgedra het en wat hulle deur tradisies en goeders vir die mense geforseer het om te onderhou. So ek wil eintlik hê jy moet hierdie ding sien van dis hoekom hulle self regverdig geag het en bo die ander geag het, want omdat hulle het so gewandel volgens onderhouding van instellings en insettinge en goeders. Maar hulle was ook baie skynheilig gewees. Juis ook om aansien van mense te ontvang en van die wêreld te ontvang. Dis hoekom hulle byvoorbeeld in die publiek soms op straathoeke gaan sou gestaan en gebid het, en hoekom hulle in die openbaar offers sou gee en tiendes sou gee en jy weet, om gesien te word, om erken te word, hulle is 'n geregverdige man, is 'n heilige man, jy weet. En snaaks genoeg, in hulle tyd het hulle geglo dat God slegs die sal ontvang wat op die regte manier na hom toe kom. En dit was nou natuurlik op hulle manier, die manier wat hulle voorgehou het.
En enige iemand wat nie op daai manier na God toe gekom het nie, was nie regverdig nie, en het nie verdien om eers in God se teenwoordigheid te wees nie. En dit is hoekom hulle so sterk teen Jesus gekom het, omdat hy gemeng het met tollenaars en sondaars. Nou onder andere, snaaks genoeg dat as jy gaan kyk na hierdie gedeelte hoekom Jesus onder andere, hoekom hy praat van die tollenaars. Matteus, een van Jesus se disippels, was 'n tollenaar geweest. Wat is 'n tollenaar? Hulle het geld ingesamel, of tolgeld, of belastings ingesamel vir die Romeinse regering. En hulle was skelm geweest. En as hy praat van sondaars, praat hy van prostituie, van dronkaards. Hulle het op 'n stadium met hulle hom geblameer en gesê hy's 'n wynsuiper en 'n vraat en 'n vriend van die sondaars. Hy's nie soos hulle. Jesus het nooit gedoen wat hulle doen nie, maar hulle was so geregverdig. Hulle was so regverdig. Weet jy, ek is eintlik hartseer om dit vandag te sê, maar daar het nie veel verander van daai tyd in die fariseërs teenoor vandag nie. Die meeste fariseërs wat ons vandag kry, is in die kerk. Die meeste fariseërs wat ons vandag kry, is sogenaamde kinders van die Here. Hulle die skyn van godsaligheid, maar die krag daarvan is verloon. Baie mense vandag het hierdie fariseer mentaliteit. Ons kan baie maklik die ander een se foute uitwys. Ons kan baie maklik die ander een se sonde neersien op daai ene. Maar ons vergeet, ons sondig ook maar net op 'n ander manier dalk. En veral in die kerkewêreld vandag is dit nogal hartseer om te sien hoe baie mense dink hulle is regverdig. Glo hulle is regverdig. Want as jy alles wat hulle godsdienstig moet doen, moet neersit en hulle moet dit regmerkie langs dit sit, doen hulle alles godsdienstig reg. Maar jy sien die fariseërs het een ding gekort. Hulle het empatie gekort. Hulle het broederliefde gekort. Hulle het nie enigstens genade verstaan nie. Jy sien, God se wil en begeerte is vir elke mens om in verhouding met hom te staan, om te wandel met hom. Ongeag mense se verlore toestand. Weet jy, ek mag vir jou sê, elke mens op hierdie aarde wat nog ooit geleef het, God se wil is dat die mensdom moet bekeer. God se wil is dat elke mens na hom toe moet kom. Weet jy wat? Alle mense behoort aan God. Alle mense behoort aan God. Maar die fariseërs het basies die skeiding gemaak dat slegs hulle aan God behoort het en hulle wat op hulle manier na God toe gekom het. Jy sien, dit is juis hoekom Jesus gekom het en dis juis hoekom Jesus gesterf het aan 'n kruis. Dis juis hoekom God Jesus gestuur het, want dis juis wat Jesus vir hulle gesê het, dat die wie gesond is, het 'n geneesheer nie nodig nie. Jy sien, eintlik het Jesus die fariseërs eintlik hierso bietjie beledig, bietjie baie beledig, en ek gaan nou vir julle vertel hoekom. En hy was baie sarkasties hier met hulle gewees om vir hulle te sê,
Regverdiges het bekering nie nodig nie, want hulle het dit nie nodig geag nie. In hulle oë was hulle reeds gered, in hulle oë was hulle op pad hemel toe, in hulle oë het hulle alreeds die ewige lewe beerwe. Dink gou 'n bietjie aan Lazarus en die ryk man. Hy het hom beroep op Abraham, Vader Abraham, toe hy sê in die verderf sy oë oopmaak. Sy mentaliteit was, maar ek is 'n geregverdige man, ek is 'n kind van Abraham. Nou, maar jy sien, ek is 'n verbondskind, ek het groot geword in die kerk, ek is aangeneem, ek is voorgestel, weet jy wat, ek is 'n dominee, weet jy, ek is 'n pastoor, weet jy wat, ek is 'n ouderling, ek is 'n diaken, weet jy wat, ek is 'n voorsanger, weet jy, ek is gedoop toe ek 'n babatjie was, weet jy wat, hier is my lidmaatskap. Ek het my tiendes gegee, weet jy wat, ek is 'n kind van, ek het belê, ek het daar voor hom gestaan, ek het 'n gebedjie gesê, liewe Jesus, kom in my hartjie in. Regverdiges het bekering nie nodig nie. Baie mense het vandag hierdie mentaliteit, hulle is op pad hemel toe. Wat dink, hulle is gered. Wat dink, hulle is kinders van die Here, omdat hulle alles reg doen. Alles wat ek godsdienstig kan sê, dis reg, kom, tik jou naampie af. Maar hulle het een ding gemis. Bekering. En daarom kom Jesus en hy vertel 3 gelykenisse. Die eerste ene wat hy vertel, sê hy, en hy praat daarso van 'n skaap, 'n verlore skaap. Dis die eerste klap in die Fariseërs se gesig. En weet jy wat? Die Fariseërs het 'n verskriklike groot veragting teenoor herders gehad. Hulle was benede hulle stand. 'n herder, 'n skaapwagter was nie op hulle vlak nie, was ongeletterd, ongeleerd, was onrein. Glad nie iemand wat soos 'n godsman gelyk het nie. Wat soos 'n godsman opgetree het nie. Wat nie hulle status gehad het nie. Jy sien, dit is ook hoekom hulle Jesus gehaat het. Want wat het Jesus homself mee vergelyk? 'n herder. Ek is die goeie herder. Johannes 10. Jy sien, vir hulle 'n herder is 'n ongeletterde, ongeleerde. Hy is daar in die veld toenig met, hy's onrein, hy's besig met die gemors van die skape en hy kan nie in ons, hy's nie op ons vlak nie. Maar Jesus kom en hy vertel vir hulle die eerste ding en hy sê vir hulle, en hoor die taal wat hy gebruik. En dan sê hy gaan na hulle hy sê watter man onder julle, met wie praat hy? Wat 100 skape het. Daar is die eerste vernedering wat hy vir hulle gee. Dit is interessant, toe Jesus vir Petrus herstel het, wat het hy vir Petrus gesê? Elke keer het hy hom gevra, Petrus, het jy my lief? En hy sê indirek hier ook vir die tollenaars, vir hierdie Fariseërs, julle is herders, julle wil dit nie herken nie. Maar 'n eienskap van 'n skaap kan maklik wegraak, né? Hulle dwaal maklik weg. Hulle gaan maklik van 'n trop af en dan is hulle daar weg en dan kry jy hom nie weer nie.
En weet jy wat is interessant van 'n skaap? 'n Skaap kan homself nie red nie. Hy gaan soek nie na die herder as hy verdwaal het nie. Hy gaan soek nie doelbewus na die herder nie. As die herder nie gaan aksie neem nie, gaan die skaap nie gevind word nie. En daai skaap sal weg wees. Jesus sê eintlik basies vir hulle, hierdie is iemand wat wegdwaal, wat onbewus is van hulle geestelike toestand, van hulle geestelike skeiding van die Here. Hulle is nie regtig bewus van hulle nodigheid vir 'n herder nie, om by die herder te bly nie. Hulle is in 'n toestand van waar hulle weggewandel het van die Here af, sonder om eers te besef hulle is besig om verlore te gaan. Hulle is nie bewus eers dat hulle verlore gaan nie. Daai skaap weet nie hy gaan wegraak nie. Hy dink nie eers daaraan nie. En Jesus sê eintlik vir daai fariseërs, weet jy wat? God soek juis na die sondaar om hom te red. Julle wil die sondaar wegwys. Jy sien die fariseer mentaliteit vandag is maklik om die sondaar weg te wys, weg te jaag, af te jak, af te kraak, af te breek, te verkleineer, weg te stoot, te verag. Want hulle is nie op hulle vlak nie. Ek kan nie met hulle meng nie. Hulle kan nie deel vorm van ons kerk nie. Hulle kan nie deel vorm van ons gemeente nie. Hulle kan nie deel vorm van ons groep nie. Weet jy wat, ek kan nie met hulle assosieer nie. Ek wil nie met hulle gesien word nie. Weet jy wat is my interessant? Dat God vind die sondaars meer as wat die sondaars God vind. En Jesus kom en hy sê vir hulle, en eintlik, ek wil vir julle sê, in hierdie 3 gelykenisse wat Jesus vertel het, beeld Jesus eintlik ook vir hulle sommer die werking van die 3 eenheid uit. Die eerste een waarvan hy praat is die herder, die seun. Hoe bereik jy 'n verlore skaap? Jy moet hom gaan soek. Hy is onbewus, hy is besig om verlore te gaan. Hy is onbewus van sy geestelike toestand. Hy is onbewus. Jy sien die wêreld, en weet jy, die kerkewêreld eintlik hierdie gelykenis verdraai. Vir al die mense in die kerk, nee, ek is nou daai verlore skaapie, die pastoor moet my nou kom soek. Ek gaan jou gaan soek nie. Ek gaan nou vir jou vertel wie is jy. Jy is nie 'n verlore skaap nie. Jy is iets anders. Ek sal nou vir jou wys wie is jy. Die verlore skaap is daai na buite wat onbewus is. Maar weet jy wat is die fariseer houding? Ons het nie nodig om hulle te gaan soek nie. As hulle werklik die Here soek, sal hulle kerk toe kom. En die waarheid is, God vind die sondaar meer as wat die sondaar God vind. En is interessant dat die sondaars die gewoonte gehad het om na Jesus te luister. Jy sien, God stuur sy seun, die evangelie, die woord van die kruis. En daarom kom Jesus en hy sê vir Petrus, pas my skape op, laat my skape wy. Dit is hoekom Jesus gesê het, gaan verkondig die evangelie. Gaan maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Van hy skaap weet nie. Hy's onbewus. Hy verstaan dit nie. Hy verstaan nie waantoe hy op pad nie. Hy verstaan nie, hy's onbewus van sy geestelike toestand. Dis wat evangelisasie is. Dis wat Jesus die kerk voorgeroep het. Dis juis, en nou sê Jesus vir die fariseërs, dis waarvoor julle geroep was. Julle, as julle skape het, en hulle gaan verloor, sê julle gaan soek.
Maar julle gaan soek nie daai verlore skape nie. Julle vreet hulle eerder op daar in die skaapkraal, waar daar die skaapkraal staan, julle laat hulle eerder vir julle offer. Julle slag hulle liewerste. In plaas van die skaap te gaan soek, slag julle hulle. Jy sien, dit is hoekom die Fariseërs Jesus gekruisig het. Hulle het gesê, julle doen vir die skynlang gebede. Gaan lees Matteus 23. Julle vreet die huise van die weduwees op. Julle doen al die ding, hoekom? Vir die skyn. Want julle het geen agting vir die skape nie, julle worry nie oor die skape nie. In Johannes 10 dan verduidelik hy vir hulle, hy sê vir hulle, dan verduidelik hy vir die mense, en hy vergelyk na die Fariseërs. Hy sê hulle is rowers, hulle is selfsugtige wolwe. Jy sien, die kerk is gestuur, in plaas van dat ons as kinders van die Here 'n fariseeragtige houding het, regverdig is, bekering nie nodig nie. Hulle het nie nodig geag om tot bekering te kom nie. Want hulle het gedink hulle het al gearriveer. Jesus stuur ons gaan verkondig die evangelie. Gaan dra die boodskap van die kruis uit. Weet julle, en hierdie kan ek nou getuig, as ek vir julle moet sê hoeveel mense, as ons die evangelisasie uitreike doen, is daar bitter min mense. Ek praat van bitter min. As ek met hulle praat, wat werklik die evangelie boodskap verstaan. Wat werklik verstaan, of wat werklik bewus is van sy geestelike toestand. Die groter meerderheid van daar buite, en dis ook op het heel eerste genoem word, is soos verlore skape. Is soos 'n skaap wat, hy is daar in die veld en hy wandel weg van die trop, hy weet nie eers waantoe hy op pad nie. Hy besef nie eers, hy is nie eers bewus van sy geestelike toestand nie. Hy dink hy is 'n skaap. En voordat hy kan sien, is hy in 'n trop en hy weet nie eens waar is hy nie. En hy voel, daar voet hy van 'n berg af. En weet jy wat sy hartseer ding? Soos wat ek my vingers klap, elke sekonde sterf daar iemand in hierdie wêreld wat as 'n skaap, 'n verlore skaap, gesterf het. Wat onbewus was van sy geestelike toestand. Wat onbewus was van dit. En net in hierdie tyd, hoe lank ons hier gesit het, hoeveel mense het al hulle oë oopgemaak in die verderf, wat die besef het, hulle is verlore nie. Want toe kom, die kerk is vol 'n klomp fariseërs, wat nie 'n skaap wil gaan soek nie, omdat dit benede sy stand is. Omdat hulle dit nie nodig ag om dit te doen nie. Want hulle kom nie op hulle manier na die Here toe nie. 150.000 mense per dag wat sterf sonder Jesus. Gemiddeld. Per dag. Die tweede voorbeeld wat Jesus daar gebruik is van 'n muntstuk. Hierdie vrou verloor 'n muntstuk. Maar let op in daai gedeelte wat hy sê, as ons dit gaan lees. Of watter vrou wat 10 pennings het, en dis nog 'n klap in die fariseërs se gesig. Hoekom? Want hulle het 'n minagting gehad vir die vroue. En Jesus vergelyk hulle eintlik daar om te sê, klim 'n bietjie van julle troontjie af. Watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Nou hierdie vrou, let net baie gaga wat hy hierby bedoel, wat 10 pennings het. Praat nie van sy van 10 stukkies geld nie. Gewoonlik die getroude vroue in daai tyd het gewoonlik soos 'n
ek wil amper sê soos 'n juweelstuk gedra waar daar 10 pennings of 10 stukke silwer aan was. En basies, een van daai goedjies het verloor. Dis soos, ek wil amper sê 'n pendant. Ek weet nie wat moet dit nou in Afrikaans nie, maar het verloor. En basically wat hy hierso vir hulle probeer sê, as ons gaan kyk na Jesus, stel homself voor as 'n bruidegom. Nou die getroude vrou in daai tyd sou daai bracelet gedra het, daai pendant gedra het. En hy sê basies, en nou Jesus het homself voorgestel as 'n bruidegom. As jy gaan lees in die evangelies, hy het homself met die spraak wat hy met hulle gepraat het en hulle geteach het hy heeltyd verwys na 'n bruilofseremonie, na 'n huwelikseremonie, na iets wat hulle sou mee vergelyk was met sy koms ook wat hy vertel het. En hier sê hy basies ook vir hulle, hierdie vrou, sy's 'n getroude vrou. So sy behoort aan 'n bruidegom. Sy behoort aan iemand. Sy's getroud. En sy verloor een van daai stukkies. Daai stukkie wat verloor het nie aan iemand anders behoort nie, nog steeds aan die vrou behoort. Dit het nie weggeraak op 'n plek waar iemand anders dit gevind het en dit vir hulle gevat het nie. Dit het in haar huis verlore geraak. Dit is nog steeds hare. Maar dit het weggeraak. Dit het nie iemand anders in geword nie. Sy het iets verloor wat waardevol was. Maar sy het dit nie net afgeskryf as 'n verlies nie. Sy het nie net gesê, ag wel, ek het hom nou verloor, net ek maar 9 oor. Daai stukkie wat sy verloor het, was vir haar waardevol. En dan verduidelik hy, wat doen sy? Sy doen pertinente dinge, sy sit 'n lig aan. Hoekom sit sy lig aan? Om jou beter te kan sien, my kind. Sy vee die huis uit. En sy soek sorgvuldig. Sy noem 3 goed. Nou vir daai skaapie wat ons gaan sê, ek is die verlore skaapie, ek moet wegloop en dan moet jy my kom soek, bedoel my nie? Nee, hierdie is jy. OK. Dis iemand wat nalatig en roekeloos is oor hulle geestelike lewe. Dis 'n kerkmens. Dis iemand wat hulle dien die Here of het hulle harte vir die Here gegee, maar iewerste het daar 'n stukkie verlore gegaan. They missed something. Jy sien, ewe skielik het hulle nalatig en roekeloos geword in hulle geestelike lewe en hulle het weggedwaal van die Here af. Hulle het weer bietjie gaan terugval in sonde, hulle het maar weer 'n bietjie die wêreld gaan aanhang, maar weer bietjie gaan weer bietjie weggedwaal, bietjie gaan verkout in hulle verhouding met die Here. Maar weer 'n bietjie gaan rondkuier, maar weer 'n bietjie, hulle is nalatig en roekeloos. Want daai vrou was nalatig en roekeloos, want 'n gaai getroude vrou sou nie toegelaat het dat daai ding verlore gegaan het nie. Sy sou dit opgepas het. Maar omdat sy nalatig en roekeloos was, sy het nie daarna omgegee, sy het nie daaroor omgegee nie. Sy het dit nie opgepas nie. Sy het dit van selfsprekend aanvaar. So as sy haar pen en so afval, soos hom aan haar afval en neergaan en verloor vir 'n paar dae, dan sou sy nee, ek het onthou, ek het hom weer terugkry en hom weer aansit en dan, ek weet nie of dit al met julle gebeur het, ek het dit al baie keer aan my gebeur, as ek byvoorbeeld kos maak of something, dan haal ek byvoorbeeld my ring af en dan sit ek hom iewerste en dan vir 'n paar dae dan is hy missing. Dan het ek vergeet waar ek hom gesit. En dan weer na 'n paar dae dan vind ek hom weer op 'n manier of iets in die lyn. Gebeur gewoonlik baie met my selfoon op 'n tydjie. Maar wat sê Jesus eintlik hier vir hulle? Julle is so geregverdig. Jy sien, 'n regverdige het bekering mos nie nodig nie.
Maar hier praat Jesus van 'n tweede geval. Hy sê mense dien die Here en dan raak hulle so 'n bietjie van pad af. Hulle verloor dit so bietjie. Hulle verkout weer. Hulle pas nie hulle geloof op nie. So die eerste geval is die verlore skaap. Hy is eers bewus van sy geestelike toestand. Die tweede ene is 'n roekelose persoon. Dis 'n persoon wat, ja, hy weet wat's reg en verkeerd. Hy weet hy het tot sy hart vir die Here gegee. Hy sal dit, maar hy begin roekeloos word. Hy sê, wat doen so 'n persoon as daai persoon bewus raak dat daai stukkie weg is? Eerstens, sy gaan 'n lamp aansteek. Sy wil hom soek. Van daai stukkie wat verlore gaan, dis nie net iets wat net geïgnoreer word nie. Dis waardevol. Want dit kan veroorsaak dat daai hele, ek wil eintlik sê daai hele bracelet waarde verloor. Dit kan sê ook sommer hierdie one saved, always saved mentaliteit wat mense het. Dat jy kan jou rug draai op Jesus. Jy kan kies. Maar sy besef, ja, ek dien nog die Here, maar ek dien nie die Here soos wat ek moet nie. Ek het verkoud, ek het teruggeval, ek het droog gemaak. Jesus sê, wat moet jy doen? Sit eers 'n lamp aan, steek 'n lamp aan. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my. Die Here sê, gaan terug eerstens na die woord toe. Basically wil ek vir jou sê, God openbaar homself aan jou deur sy woord. Kom ek gaan vir jou sê, as jy sal agterkom hoe lyk jou die toestand van jou geestelike lewe. Jou toestand, hoekom sê Jesus pertinent in die eerste ding steek 'n lamp op? Want in die eerste plek is dis 'n refleksie van jou geestelike toestand. Hoor wat ek vandag vir jou sê, as jy in 'n toestand is in jou geestelike lewe waar, ek wil eintlik vir jou so stel, dis die eerste toets jy kan gaan doen. Hoe lyk jou tyd wat jy spandeer in die woord? Dis die eerste ding wat daaronder lê, as jy begin wegdwaal van die Here af. Jy maak nie meer tyd vir die woord nie. Want weet jy wat, ons sal tyd in gebed spandeer, maar weet jy hoe werk dit? Gebed is waar jy met God praat, maar die woord is waar God met jou praat. God openbaar homself aan jou deur sy woord. Die Heilige Gees reageer op die woord wat in jou hart gesaai is. So hy sê, basies, gaan sit hy lig aan. Kry die lamp. Gaan kyk waarom jy weggedwaal het, wat het dit veroorsaak, wat moet jy verander? Die woord is 'n lig vir my pad, 'n lamp vir my voet. Die woord gaan vir jou rigting gee, hoe gaan ek my lewe regmaak? Hoe moet ek optree? Hoe moet ek leef? Hoe wil die Here hê moet ek leef? Hoe gaan ek God behaag? Hoe gaan ek in geloof lewe? Hoe gaan ek God vertrou? Sy beloftes, sy goeders. Kom terug by die woord. Because somewhere along the line het jy dit nagelaat. En dis waarom jy verval het, want jy tree nie meer op soos wat die woord jou leer nie. Jy doen nie meer wat die woord jou sê. Dis hoekom Jesus vir hulle sê, wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Kom terug na die woord toe. Begin die woord weer toe te pas in jou lewe. Begin weer te leef volgens die voorskrifte van God se woord. Gaan sit daai lamp op. En dan sê hy tweedens, sy die huis uitgevee en skoon gemaak. Heiligmaking. Hy wie sy sonde bely, God is getrou en regverdig om ons te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig.
Maak jou hart skoon voor die Here. Hierdie huis skoonmaak, praat nie van gooi en hy beeltjie ingooi. Ja, dit sluit aan daarbey, maar dit kom meer daarvan, maak jou hart skoon, want as jou hart skoon is, sal jou huis ook skoon wees. Mense moet meer begin hart skoon maak. Dan sal die huis skoon bly. Hoor jy Eileen, jy moet dit vir ons kinders ook leer, sal ons huis skoon bly. Sy het die huis uitgevee en skoon gemaak. En hoe leef ons heilig? Deur die Heilige Gees. Hier is die tweede werking van die drie-eenheid. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees gebruik die woord om ons te lei en te leer. Hoe om te leef, hoe om op te tree, hoe om te dink, hoe om in situasies te redeneer, wat wil die Here hê moet ek doen, hoe moet ek wysheid kry jy uit die woord uit. En die Heilige Gees lei jou. En as jy gehoorsaam is aan die Heilige Gees, gehoorsaamheid lei na geregtigheid, geregtigheid na heiligmaking, en as die heiligmaking die ewige lewe. Maar nou sê Jesus vir hulle, hy wat geregverdig is, het bekering mos nie nodig nie. Wat sien ons in die verlore skaap so ver en van hierdie vrou, die tweede gedeelte? Die verlore muntstuk, bekering. Bekeer van die verkeerde weg af. Bekering is 'n gebrokenheid van hart om te besef hoe afhanklik jy van die Here is, dat jy bewus word van jou verlore toestand. En dan kom hy by die derde punt van die vrou en sê hy, derdens het sy deeglik gesoek, sy het met intensie gesoek. Hoor wat sy genoem, sy het intensie gehad, sy het deeglik gesoek. Sy het met intensie, sy het gesoek om te vind. Sy het nie gesoek om te sê, ag, ek het oor gesoek en nie gekry nie. Wie soek, sal vind. Wie klop, sal vooroopgemaak word. Nader tot God, en hy sal tot jou nader. Jy sien, daai vrou moes gegaan het, en sy moes gaan soek het. Waar het sy daai penning verloor? En sy het aangehou soek, totdat sy dit gevind het. Sy het nie moedeloos geraak en opgegee op vir badge, maar ek skryf hom af as 'n verlies nie. Dit was waardevol, dit was kosbaar. Sy het hom gesoek tot sy hom vind. Here, waar het ek die pad byster geraak? Waarom het ek die pad byster geraak? Hoekom het dit gebeur? Hoekom het ek dit toegelaat? Nie daar soos 'n jantjie daar gaan sit en, o Here, hoekom? Nee, dit is selfondersoek. Sit 'n lig aan, Here, wat het ek verontagsaam uit die woord uit? Wat het ek uit ongehoorsaamheid uit van die Heilige Gees af in ongehoorsaamheid opgetree? Wat het ek gedoen wat gelei het dat ek weggedwaal het van U af, dat ek verkoud het in my verhouding met U, dat ek teruggeval het in sonde, dat ek weggedwaal het van U af? Wat het gebeur? Here, leer dit vir my. Leer uit daai fout uit, vind die penning en kom terug en herstel jou bracelet. Herstel jou bruidskap. Jy gaan dit regkry deur die woord en deur die Heilige Gees, en dan sê die woord van die Here vir ons, as ons sondes bely. Bekering. Maar hy wat ons geregverdig is, het bekering nie nodig nie. As hulle ons dink hulle is reg met God. Man, wie is jy om my te oordeel? Ek sal dit doen, jy kan my nie oordeel nie. Moenie vir my sê wat om te doen nie. Sien hy fariseer? Sien, dis die fariseërs houding. Jesus, jy kan nie vir ons sê wat om te doen nie. Jy kan nie vir ons sê ons moet bekeer nie. Ons is op pad hier, ons is regverdig, ons is heilig, ons is dit. In al drie gevalle, of albei se gevalle so ver. En dan kom hy by die derde punt, die verlore seun. En ons almal ken daai gedeelte. En hier is die werking van die Vader. Die verlore seun. Wat het hy gedoen? Hy was 'n seun.
Hy's iemand wat in sy pa se huis was. Hy's 'n erfgenaam. Maar hy het sy rug gedraai op sy vader. Doelbewus. Hy het, toe hy verlore seun vir sy pa gesê het, gee my erfporsie, het hy in sy pa se gesig gesê, jy is vir my dood. Jy is vir my meer werd dood as lewend. Ek wil niks met jou te doen hê nie, ek is losgemaak van jou. Hoor nou hier, dis iemand wat doelbewus omgedraai het en weggestap het van die Here af in rebellie teen God en gesê, ek wil jou nie dien nie, ek sal jou nie dien nie, ek gaan jou nie verder dien nie. En hulle het gewandel in 'n lewe van sonde, hulle het hulle oorgegee. Jy sien baie mense wat op daai punt al gekom het, wat doelbewus gewandel het in daai sonde en daai ongeregtigheid, hulle rug gedraai het op God gesê, ek wil jou nie meer in my lewe hê nie. Ek wil niks met die kerk te doen hê nie, ek wil niks met God te doen hê nie, ek verag hom. Baie mense sal dink, omdat hulle dit gedoen het, is dit verby. God wil hulle nie meer hê nie. Jy sien, die seun het die vader afgeskryf. Die vader het nooit die seun afgeskryf nie. Daar het 'n dag gekom waar daai seun homself in 'n varkhok bevind het. Waar sy lewe verwoes was, uitmekaar uitgeval het. Waar hy niks meer gehad het om voor te leef nie. Waar hy op 'n plek gekom het waar sy lewe niks werd was in wêreldse oë nie. Selfs in sy eie oë. Hy het begeer om homself te versadig met die pele van die varke. Hy was 'n niks werd in sy oë en die wêreldse oë. Maar weet jy wat, eers in sy mismoedigheid, sê die Bybel vir ons, het hy tot homself gekom. Dit wil vir ons sê, toe het hy eers begin duidelik dink. Let op, hy was nie regtig by homself, en hy was ook nie regtig goed homself, toe hy so sonde gelewe het nie. Hy het 'n ander mentaliteit gehad, hy het nie nugter gedink nie. Hy het nie gedink aan die gevolge nie, hy het nie gedink wat hy doen nie. En in sy rebellie en in sy ongehoorsaamheid het hy sy nugtere verstand geonderdruk. Hy het nie rasioneel oor alles geredeneer nie. Het sy wat die rede was wat hom gedryf het om in so rebellie teenoor God te kom. Dit mag dalk gewees het dat in baie mense se lewens, dat die dood van 'n geliefde, iets wat hulle nie verstaan nie, seer kry, pyn, verdriet, iets wat hulle verloor het, swaar kry, siekte, pyn, lyding. In hulle irrasionele denk, hulle dink nie logies nie, hulle dink nie rasioneel nie, hulle verstaan nie die omstandighede nie, en daardeur het hulle in rebellie gekom teen God, gesê, ek wil niks met so God te doen hê nie. Ek is kwaad vir die Here, omdat hy dit en dit en dit aan my gedoen het, en toegelaat het. Hulle het nie rasioneel gedink nie. Maar weet jy, in hy varkhok, het hy weer begin nugter dink. Weet jy wat interessant is? Van hy verlore seun, toe hy in hy varkhok sit en hy weer begin nugter dink, het hy nie gedink hoe hy sy situasie of sy omstandighede in die varkhok beter gaan maak nie. Hy het nie gedink aan dit wat sy lewe
verwoes het nie. Miskien ook sy baas, sy pa, sy broer, sy wat ook al gebeur het. Hy het nie eers gedink aan wat veroorsaak het dat in die eerste plek rebels opgetree. Hy het dit een ding besef. Hy het besef wie sy pa is. Hy het gedink aan wie sy pa was. Hy het aan sy pa gedink. Hy het nie gedink, ja, hy het genoem, ja, my pa se huis, maar sy fokus was nie net weinig daar nie, sy fokus was my pa. Dit was beter by hom. Ek het hom teleurgestel. Ek het weggedwaal van hom af. Hy het net een ding geweet, hy moes teruggaan na sy pa toe. Ongeag hoe sy pa teen hom sou reageer, ongeag, hy het net geweet, hy moet terugkom by sy pa. Hy het nie geweet hoe sy pa teenoor hom gaan reageer nie. Hy het gedink, as hy daar aankom, gaan sy pa hom wegjaag. Sy pa gaan dalk mense aanstel om vir hom te sê, slat hom dood, gooi met klippe. En hy het gesê, wel, ek sal hom bid om 'n slaaf vir hom te word, om 'n diensknegt te word. Ek wil net terugkom by hom. Maar hy het een ding besef, wat hy nie besef het nie, is, sy pa het hom nooit afgeskryf nie. Dag vir dag het sy pa vir hom gebly wag. Dag vir dag het hy die pad dopgehou. En dit is hoe ons moet terugkom na God toe. Eers dan na hom toe. Nie na die ander dinge nie. Ek sal in my Vader gaan. Weet jy, in God se genade is groter as wat ons ooit kan besef. Sy vergifnis en sy herstelling is groter as wat ons ooit kan indink. Sy pa het hom raak gesien van ver af. En weet jy wat is eintlik 'n praktyk wat eintlik raar is of eintlik onwaarskynlik is in hulle gebruike? Toe die pa hom van ver af sien, het die pa na hom toe gehardloop. Hy het nie gewag tot hy eers daar kom nie. Die pa het hom gaan ontmoet waar hy was. En toe hy hom sien, sy pa hom gegryp en hy het hom gesoen, hy het hom omhels. Maar voordat hy enige woord kon uitkry, en hy probeer nog prewel tussen, en die pa luister nie eers nie. Vir hom was dit net belangrik, sy seun het teruggekom. Jy sien, die Fariseërs het dit nie verstaan nie. En hier kom Jesus en hy gee vir hulle eintlik hierdie ding in hulle gesig om vir hulle te sê, julle verstaan nie wat dit vir God beteken as 'n verlore siel terugkom na hom toe nie. En hy vertel vir hulle van die afgunstige broer. Sy broer het van die veld af gekom en hy was kwaad gewees. Hy was afgunstig. En hy seun het vasgehou aan bitterheid. Hy was eintlik ondankbaar oor wat hy gehad het. Hy was elke dag in sy vader se huis, in sy teenwoordigheid, maar hy het nie sy vader geag nie. Sy pa se liefde was elke dag om hom, hy het nie sy liefde gekoester nie. Alles van sy vader was syne, maar hy het dit nie raak gesien nie.
Dis wat Jesus vir die fariseërs sê. Hoe baie van ons vandag is nie net soos daai seun nie. Ons is in die Vader se huis, ons sien hom nie raak nie. Sy liefde is om ons elke dag, ons koester dit nie. Alles wat syne is ons sinne. Ons sien dit nie raak nie, ons is ondankbaar. Ons kla oor 'n bietjie. Oor 'n vetgemaakte kalf wat geslag was. Terwyl die hele kudde aan ons behoort het. Jy sien, die selfregverdige voel altyd dat hulle nie deur God behandel word soos wat hulle verdien nie. Jy sien, hierdie seun was wel gehoorsaam aan sy pa, maar sy hart was eintlik ver van sy pa af. Jy sien, die vader het by hom gepleit en vir hom gesê, wees saam met my bly. Wees saam met my bly. Jou broer was dood, maar hy het lewend geword. Wat sy pa en vir hom sê is, wat jy nie besef nie is, ons almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Jy mag dink jy is regverdig, jy mag dink jy die bekering nie nodig nie, jy mag dink dalk jy is op pad hemel toe, jy mag dink dalk jou saak met die Here is reg, die waarheid is, ons almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Al is jy in die huis van die Here, vra jouself die vraag af, het jy regtig jou Vader lief? Sien jy regtig sy blessings raak in jou lewe? Dien jy hom regtig met jou hart? Of is jy maar net in sy huis? Jy sien wat Jesus vir hier leer is, ons almal het genade nodig. Van hulle wat onbewus is van hulle geestelike toestand, tot hulle wat die pad bietjie buister geraak het, teruggeval het. Selfs hulle wat in totale rebellie teen God was, doelbewus. Dis hoekom hy kruis toe gegaan het. Hy kom soek wie verlore is. Dis hoekom hy ook vir hulle gesê het, hy wie gesond is, het die geneesheer nie nodig nie. Jy dink, jy is gesond. Ons almal is bevlek van sonde. Sien, soms hou daai godsdienstige gesindheid ons net weg van die Here. Soms hou ons godsdienstige gesindheid ons blind vir ons eie foute, vir ons eie tekortkominge, vir ons eie sonde, ons eie trots en ons eie hoogmoed. Soms hou ons eie godsdienstige gesindheid ons weg om ander mense na die Here toe te bring. Die waarheid is, as ons kyk na kinders van die Here en in die kerk, buite, watter mens op hierdie aarde kan vlekkeloos voor God staan? Ons almal het gesondig, het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En wat sê Jesus hier? Die engele juig oor elke sondaar wat hom bekeer. Wat besef hoe afhanklik hulle is van God se genade. Maak nie saak waar jy jouself geestelik bevind nie. Niemand van ons het al gearriveer nie. Niemand is te ver vir God om te red nie. Niemand het so ver gesondig dat God hulle sal wegwys nie. Maak nie saak, solank jy nog asem het en jy kan sê ek wil na my Vader gaan, wag hy vir jou. En weet jy wat, God wag nie net vir mense om terug te draai nie, net soos die herder, God gaan soek aktief na mense. God stuur my en jou. En hy sê, gaan soek hulle. Stel hulle voor aan die herder.
Hulle wie se penning verloor het, gaan help hulle soek. Het gaan makliker vir hulle wees om hom te vind. Ons sê mos die spreekwoord, vele hande ligter werk. As meer mense help soek na daai penning, sal hy vinniger gevind word. Elke mens op hierdie aarde, ongeag jou stand, jou taal, jou persoonlikheid, ons is afhanklik van God se genade. Ons het 'n redder nodig. En ek dink Jesus leer ons iets in hierdie gedeelte. Kom ons wees bietjie eerlik met onsself. Hoe maklik sien ons die balk raak in 'n ander se oog, terwyl ons die boom in ons ignoreer. Weet jy, hoekom gaan die kerk verlore, hoekom wil sondaars nie meer na Jesus toe kom nie? Weet jy, hoekom kry ons vandag die ding dat die wêreld daar buite nie meer Jesus wil dien nie? As gevolg van 'n klomp fariseërs wat glo dat hulle nie bekering nodig het nie. Wat glo dat dit nie nodig is of hulle self sal verneder om 'n skaap te gaan soek nie. Wat nie 'n verlore penning waardevol ag nie. En wat eerder die persoon in die varkhok sal stenig en op trap, in plaas van om terug te vat huis toe. Regverdig is hierdie bekering nie nodig nie. Want hulle wil dit nie hê nie. Ek dink die kerk moet weer terugkom op 'n plek waar ons onsself afvra, dien ek werklik die Here? Dien ek hom regtig met my hart? Soek ek hom werklik nog? Of het ek ook maar net 'n fariseer geword? Lukas 15 vers 10 sê vir ons, en ek sluit af, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Ek dink ek is die eerste wat vanmôre moet sê, Here, wees my as sondaar genadig. Vader, kom vanmôre na U toe, net om vir U dankie te sê vanmôre vir hierdie woord. Dankie, Here, dat ons 'n wekroep kan kry om te besef, Here, U genade is nie net vir ons daar nie, maar vir almal. Here, U wil hê dat die wêreld daar buite gered moet word. U het geen behaag in die een wat sterf nie, maar slegs daarin dat hulle bekeer en lewe. En daarom wil ek bid, Here, dat harte weer sal versag. Here, dat ons elkeen weer sal self ondersoek indoen. Here, dat ons sal besef, Here, ons het bekering so nodig. Here, dat die kerk weer 'n plek sal word wat die verlorenes gaan soek. Here, dat ons alles wat ons het in U hande sal plaas, Here, vir U koninkryk. Dat ons vir U sal leef, om U te soek, om U te behaag, nie net onsself nie. Ons mis so baie dit wat ons het, Here. Ons mis U seëninge, ons mis U genade, ons mis hoe U ons lief het, Here. Ons mis so baie U teenwoordigheid. Here, ek wil bid vanmôre dat elkeen van ons weer met 'n nederige hart na U toe sal kom en sê, Here, wees my as sondaar genadig.
Here, dat ons daai soeklig sal aansit. Ons huise sal uitvee. En daai penning wat verlore is, sal vind. Daai skaap wat verlore geraak het, sal gaan soek. Here, en uit daai vark ook uit sal klim. Want U het gekom om sondaars te red. Here, en deur die kruis het U vir ons daai vriendskap gesluit, daai prys betaal, dat ons genade bo genade kan ontvang, Here, dat U niemand van ons sal wegwys nie. Baie male mag het voel, Here, ons het U so teleurgestel dat U niks meer met ons te doen wil hê nie, maar die waarheid is, Here, U wag vir ons. Here, en daarom wil ek vanmôre ook bid, dat hulle wie verlore is, hulle wie vanmôre ook besef, ek is nie waar ek moet wees nie. Wees sal opstaan en na U toe kom. En U dien met hulle harte. Dat ons weer U hart vind, Here. Heilige Gees, ek wil bid dat U vanmôre die naprediker van hierdie woord sal wees. Dat U hierdie woord in ons harte sal seën. In Jesus naam. Amen.